Terwyl ons net so staan, kom sluit die oë. Dankie Vader Jahwe vir al die liedere wat ons so saam kan sing as 'n geloofsbelydenis uit ons harte uit, met ons verstand, met ons wil, met ons emosie. Vader, soos wat die psalmdigter sê, loof Jahwe o my siel en alles wat binne in my is. U heilige gedenknaam, Vader, dankie vir daardie kosbare, lieflike, groote naam wat oor ons uitgeroep is om ons te heilig, om vir ons nuwe identiteit te gee, om vir ons nuwe hoop te gee, om vir ons 'n anker van die siel ook vanoggend te wees. U is wie U is. En dit is die begeerte van ons harte om U te aanbid, om U te leer ken, om in daardie buiging voor U stil te word en met 'n liefdesgloed gevul te word om U lief te hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. Vader, baie dankie dat Yeshua vir ons in alles die voorbeeld kom stel het as daardie totale, volmaakte, ewige offer, maar ook die oorwinnaar oor die dood. Dankie dat ons in U naam U kan loof en kan prys. Halleluja. Amen. Kom ons neem ons sitplekke in. Nou ja, so kom ons aan die einde van ons reeks oor in 1 Johannes. Beteken ons mag nooit weer daai boodskap bring. Dit was maar net 'n reeksie gewees. Beleef julle geloofsekerheid. Beleef julle geloofsekerheid en geloofsekerheid, soos wat ons nou al geleer het, is nie net 'n gevoel nie. Dit is nie net as jy goeie tyding kry of gebedsverhoring en nou voel jy's Jahwe se kind en nou is jy vas in die geloof. Dit is baie meer as dit. Ja, ons het 'n lewende verhouding met Jahwe en dit is kosbaar om sekere ervarings te kan hê in jou stilte tyd. Jahwe is die lewende God. Hy praat met ons, hy waarsku ons, hy leer ons, hy vorm ons. Dis kostelik. Maar daar is ook tye waar daar storms is en wanneer jy nie noodwendig die regte gevoel het nie, maar waar jy dan uit die woord van Jahwe die geloof voed, want die geloof word uit die gehoor. Aan 1 Johannes 5, die laaste 2 verse, vers 20 en 21, en ja, ons sal nou sê waar ons laas week was. Vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Yeshua Messia. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Die woordjie verstand staan uit. Dit is ietsie waaroor ons wonderlik gesing het. En dan sal ons ook aan die einde sien, pragtig die opening van oom Hendrik uit 1 Korintiërs 10, hoe dit presies wat ons nou gaan hanteer bevestig. Maar die boek Johannes het baie gegaan oor die liefde, want ons is in die liefde gewortel. En daar die hele begrip van 'n wortel gee vir ons die gedagte aan 'n anker, aan vastigheid. 2 redes, 'n boom met wortels om hom te anker, maar ook om die voeding op te neem. En daarom is dit die wonderlikste begrip om te sê in Efesiërs 3 waar ons net nou gaan blaai, ons is in die liefde gewortel. Dit is ons vastigheid, dit is ons identiteit, maar dit is ook ons daaglikse voeding. Maar nou wil ons uit die woord van Jahwe duidelik sien dat die liefde, en dit is 'n groot struikelblok, dat ons dikwels liefde verwar met gevoel. Dis baie meer. Jahwe se liefde is geopenbaar aan die vloeke toe ons sondaars was. Baie meer as 'n gevoel. Liefde en gehoorsaamheid gaan hand aan hand. So vanoggend se tema is om lief te hê met die verstand. Lief te hê met die verstand. Of ons kan dit ook omdraai, verstandige liefde. En uit hierdie liefdesverhouding is daar hierdie verstandverhouding. Dis 'n baie groot begrip. Nou, kom ons begin eers daar in die begin, Genesis 3. En ons sê vir mekaar, ons ken die verhaal, in die tuin was die slang, listig, versoeker, Satan. En wanneer hy vir Adam en Eva nader, om die gruwelikste daad te pleeg, naamlik om Jahwe se woord
te verag, sy gesag te rebelleer en duidelik hom as sy opdrag as 'n leuen, want Satan sê God lieg, om dit as 'n leuen te beskou en Satan te glo. Wanneer hy kom by hierdie boom van kennis goed en kwaad, dan is daar iets in die mens, Adam en Eva, op baie stadium het hulle nog nie gesondig nie. Nog nie gesondig nie, hulle was in die versoeking op pad, en die opdrag is dat hulle nie aan die boom, luister mooi, nie net mag eet nie, maar ook nie aanroer nie. Baie keer kom ons naby die sonde, ons wil daarom net so kyk, so amper, ons stel vir onsself so grens en sê, ek geniet dit nog net, dis nog nie sonde nie. Jaweh sê baie duidelik, jy mag dit nie aanroer nie. Dis totaal verbode. Maar wat sê die skrif vir ons, hoe lyk hierdie vrug? En wat is dit in dit wat die lokaas was? En dis nou presies die grond of die konteks vir hierdie teks wat ons in Johannes gaan hanteer. Nou kom ons blaai net vinnig daar na Genesis 3 toe, net om dit weer in ons Bybels raak te sien. Die probleem partykeer van bekende verhale is, dit raak so bekend dat ons vergeet wat eintlik daar staan. Soos byvoorbeeld, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood, almal wat sê verdien, jammer, daar staan nie verdien nie, eet, nie verdien nie, eet. So, dit is presies wat gebeur, ons ken al die tekste so goed, dan lees ons goed in wat daar nie staan nie. Nietemin, ek gaan nie daarvan 'n boodskap maak nie, maar kom ons lees maar daar in Genesis 3, vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Nou hierdie sintuig, die oë is baie belangrik, want julle gaan sien net nou verstand en oë gaan hand in hand. En hoekom was hy 'n lus vir die oë? Want 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Om verstand te verkry. En ons noem dit die sondeval. Want die val was die val, die dood. Absoluut, hierdie begeerte om hierdie sogenaamde kennis te kry, was die dood, om goed en kwaad te onderskei, en toe gaan albei se oë oop, vers 7. Nou dit is eintlik 'n baie hartseer teenstelling, en ons gaan dit nou hanteer. Hulle oë het eintlik toegegaan vir waarvoor dit moes oop wees, en oopgegaan vir waarvoor dit moes toegewees het, en dis die dood. En ons gaan nou sien hoe dit werklik ook in ons lewe 'n geweldige rol speel. Die lamp van die liggaam is die oog. Hoe sien jy? Hoe kyk jy vanuit hierdie sondige perspektief waar hulle oë oopgegaan het om te sien hulle is naak en onmiddellik sê daai sintuig skuld, skaamte, vrees, vlug weg van Jahwe, kruip weg, maak jou eie planne, gryp vye blare ensovoorts ensovoorts. Dit is sonde val. Baie hartseer. Wat kom daaruit voort? Moord, doodslag, ons ken die hele dorings en distels omgewing. Om hierop uit te brei, want die belofte vanoggend, die evangelie is die seun van ons weet, die seun van God het gekom om ons verstand te gee. Verstand. En die koppeling in die boek Johannes is verstand om lief te hê. Kom ons gaan na Jesaja 6 toe, net om hierdie oordeel, die eerste oordeel in die Genesis 3 wat ons nou hanteer het. Julle sal sekerlik sterwe, en die lokaas dan was verstand, en nou kyk ons in Jesaja 6, ook weer eens 'n ontsettende belangrike en ook bekende gedeelte, Jesaja 6. Nou, hier speel die omgewing of die milieu 'n groot rol, want Jesaja 6 vers 1 sê, dat in die sterfjaar van koning Isaia het ek, dit is Jesaja die profeet, Jahwe sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Wat sien Jesaja? Hy sien iets spesifiek, en wanneer hy dit sien, is daar begrip, daar's kennis, en daar is 'n sekere reaksie, en ons weet, dat Jesaja dan verder sien, die een wat die ander toeroep, heilig, heilig is Jahwe, van die leerskare vers 3, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Nou dis nie wat die gewone Israeliet gesien het nie. Die gewone Israeliet het pret en plesier en afgoderry en die ek gesien. En wanneer Jahwe vir Jesaja
in haar begenadigde posisie plaas om sy heerlikheid in die hemele te sien, dan sien Jesaja, maar eintlik is die aarde, is Jahwe se. En hier is genoeg wat ons kan sien om sy heerlikheid te sien, soos Paulus in Romeine 1 vir die mense sê, niemand kan ooit 'n verskoning hê en sê hy kan nie Jahwe ken nie, want hier is genoeg om te sien, maar sonde maak ons blind. Sonde verblind die wêreld. Maar wanneer Jesaja in Jahwe se teenwoordigheid is, dan kyk hy met nuwe oë na die aarde en hy sien, hier is eintlik die heerlikheid van Jahwe. En onmiddellik is dit Jesaja wat sê vers 5, wee my, ek is verlore. Want Jahwe se heerlikheid kontrasteer met Adam en Eva se sondeval, en dit kontrasteer net in 'n ligtelike manier, dit verterende vuur wat al hierdie verkeerd wegbrand. En Jesaja kry hierdie profesie, en ons gaan nie nou 'n hele boodskap daaroor bring nie, maar in 'n tyd waar die 10 stamme voordat hulle in ballingskap gaan, die oordeel oor hierdie egskeiding, oor hierdie egbreek, verbondsverbreking, 'n volk wat troueloos is. En dan sê Jahwe, want Jahwe stuur en hy vra, wie sal ek stuur? En Jesaja sê, hier is ek, stuur my. En wat is die boodskap? Kyk nou treffend. Vers 9. Hy, Jahwe, het gespreek. Gaan sê aan hierdie volk. Nou hierdie is nie net 'n aankondiging nie, dis 'n kragtige sending, dis die werk van Jahwe. Sê aan hierdie volk vers 9, hoor altyd deur, maar verstaan nie. En sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë. Nou kyk wat is die gevolg hiervan, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie. En hulle nie bekeer en gesond word nie. En wat gaan dan gebeur? Toe sê ek, hoe lank Jahwe? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê sonder inwoners. Geweldige oordeel ook daarna, en ons bring dit vinnig terug. Adam en Eva se val het 'n verdorwenheid, nie net in die vlees gebring, dat 'n mens siek word, 'n siekte kry en dan sterf nie, maar 'n verdorwenheid op 'n baie sensitiewe en 'n hartseer plek, naamlik die verstand. Die verstand wat met Jahwe moes gemeenskap gehad het, die verstand, die belewing om met Jahwe te kommunikeer, om begrip te hê van sy heerlikheid, sy majesteit, om jou skepingsdoel te vervul, dis wat verblind is, verdorwe is deur die verstand. En dit wat Jahwe later met sy volk vir Abraham, Isak, Jakob geroep het, weer die genadeverbond, vir Israel 'n tabernakel gegee het, om weer 'n manier te kry om Jahwe te ontmoet, die tent van samekoms, weer is dit die volk, weer, na 'n goeie, as mens dink, Moses is plus minus 1004, 1005 voor Joshua, en hierdie is 700 voor Messia, na 700 jaar is dit weer die volk, wat die blinde weg volg. Die weg waar die verstand verdorwe is. Paulus beskryf dit baie akkuraat in Efesiërs 4. Kom ons blaai vinnig na Efesiërs 4. En dis Jahwe se oordeel, ek wil dit net beklemtoon. Dis Jahwe wat vir Jesaja stuur en sê, gaan verblind die volk, want hulle is in blindheid. Daar's geen manier wat jy tot bekering kan kom uit jouself uit. Daar's nie 'n manier wat Israel, Jahwe uit haar eie uit sê, nee, kom ons maak dit nou reg nie. Die hart is verdorwe. En hoor hoe beskryf Paulus dit in Efesiërs 4. En wat ons besig is om eers hierdie donker prentjie, nie net 'n skets nie, maar die realiteit te gee, want in hierdie donkerheid is dit die grootste evangelie dat jy seun van God gekom het om ons verstand te gee, om die heilige, die waaragtige te ken. Maar kom ons lees Efesiërs 4 vers 17. Paulus sê vir die gemeente wat klaar tot bekering kom het, wat lewend gemaak is, dit sê en betuig ek, Efesiërs 4 vers 17, dan in Yeshua, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart.
Ek wil elkeen aanspoor om net 'n oomblik wat hierdie verse gaan dink. Hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Hoekom lyk ons eie lewe soms soos hy lyk? Wanneer daar verduistering, dis die teenoorgestelde van lig. Wanneer daar verduistering is in die verstand, dan kom daar 'n verharding in die hart. En daarom gaan ons net nou die belofte sien, pragtig in die nuwe verbond. Jahwe gee vir ons verstand. Jy moet Jahwe jou God lief hê met jou hele verstand. En al die ander komponente is belangrik, maar daar word nie vandag klem gelê op verstand nie, want ons het 'n gevoel godsdiens. En ons sê baie keer, ag nee, ek is te moeg, ek het nie 'n begeerte na insig en diepte nie, jy wil die Bybel te diep maak. Dit is Jahwe se bedoeling vir Adam en Eva, om hom met hulle verstand lief te hê, begrip te hê, insig te hê, dieptes te soek en te verlang om meer en meer en meer van hom te weet. En ek wil elkeen bemoedig. Ons praat nie hier van die kinders wat goed is in wiskunde is slim en die kinders wat nie goed is in wiskunde is dom nie. Ons praat nie van dit nie. Psalm 92 sê dit so mooi. Wat is domheid as jy nie Jahwe se werke ken nie? As jy nie Jahwe se liefde raak sien, dan is jy dom volgens die skrif. Elkeen het sy eie gawes. As jy nie goed is in wiskunde, is jy dalk goed in kuns, kan pragtige blomrangskikke maak of wat ook al. Jahwe het vir jou toebedeel met 'n gawe. Ons praat nie van IQ of intellek nie. Ons praat van verdorwenheid van die hart om die heilige almagtige nie te wil ken nie, soos baie professors vandag, soos baie akademici vandag. Kyk net waar sê Paulus. Hoe lyk die wêreld van die heidene of die wat nog nie tot bekering gekom het nie? Hulle harte is verhard. Hulle is vervreemd van die lewe. Daar is vers 19 'n ongevoeligheid en hulle is oorgegee aan ongebondenheid. Jy is nie gebind nie, jy is nie verbond nie, jy is nie getrou nie. Jy is los, jy doen wat jy wil, wanneer jy wil, hoe jy wil, om net om verlore te gaan. Jy is ongebonde. Ek wil nie behoort nie, ek wil nie verantwoordbare lewe hê nie. Dis verdorwenheid. 'n Verstandige mens begin verantwoordelik op te tree. Dis die oproep. En ek wil teruggaan na ons teks toe in 1 Johannes 5, om dit net weer mooi te sien, hoe kostelik is hierdie evangelie, waar ons het gesê, hierdie tema is, beleef jou geloof sekertyd, en een van die mooiste oproepe in Johannes is, ons weet. En hierdie weet, help jou gewete, om in alle omstandighede te weet, saam met Jahwe, saam met sy gees, dat die Seun van God, die laaste wat ons nou hanteer, vers 20, gekom het. Hy het gekom, Immanuel, vlees kom word. Die hemel het geskeur, sê Jesaja. Die vuur van Jahwe was op sy diensknegt, die gesalfde, die Messia, en hy het gaan leer. Ons het gister so mooi met die jeug gesien in Matteus, ons het 'n studie begin oor die koninkryk. Joshua het geleer, hy het elke keer geleer, en die mense wat net gekom het vir die vertoning van vermeerdering van brood, of het sieke wat opstaan, hulle het nie in hulle siele diepgaande bekering geërleef nie, maar hulle wat sy woord aangeneem het, wat verstaan het, dis hulle vir wie die Seun gekom het van die mens, Seun van God, om verstand te gee, om alles wat ons nou gelees het, wat so negatief is, die sondeval, Genesis 3, Jesaja 6, die onvermoë, niemand kan tot bekering kom as Jahwe nie jou verstand open nie. Nou, ons is nou geneig om na die verstand hierbo te wys en na die hart hier. Dit is so 'n bietjie moeilik. Ons praat in die beeld van die Bybel, nie noodwendig die orgaan die brein of die orgaan die hart nie. Dit is eintlik vir ons mens nog 'n verborgenheid, want jou hart en jou nie materiële gedeelte is jy kan dit nie waarneem onder 'n vergrootglas of 'n mikroskoop. Ons weet nie hoe werk dit nie, maar ons verwys na die verstand as die fakulteit wat bereken en beredeneer en begrip het. En dit is onontbeerlik in ons verhouding met Jahwe. Jy kan nie maar net op jou eie dink nie. Jahwe wil ons verstand aanraak, want die sonde verblind. Hy maak daai ongevoelige hart, daai onkunde, daai verdorwenheid. En dis waar ons sien
waarin die wêreld gedompel is. So, hier is 'n pragtige belofte. En ek wil hê ons moet gou weer na Efesiërs toe blaai. Ons is net in Efesiërs 4, Efesiërs 3. Hier's 'n doelwit. Wat Paulus vir die gemeente bid. En ek sê spesifieke doelwit, want niemand van ons kan ooit sê, ons het gearriveer, ons weet alles nie. Dis 'n daaglikse doelwit. Dit is iets wat jy as jy in die oggend opstaan, dit jou top 1 prioriteit vir die dag is. Nou Paulus se gebede is lang sinne, maar hy bid daar in vers 17 en 18, sodat Messia, Efesiërs 3 vers 17, sodat Messia deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, dit wat ek gekwoteer het in die begin, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Messia te ken wat die kennis oortref. Dis ons doelwit om saam met die heiliges. Dis nie ek word alleen slim daar een kant nie, daar is 'n gemeenskap van die gelowiges, daar is 'n uitdeel van gawes, in gesprekke, in getuienisse, in voorbeelde. Ons het saam die voorreg om as Jahwe se kinders hom te leer ken. Een persoon weet nie alles nie, jy het maar net 'n bepaalde roeping en plig. Ons moet na mekaar luister wanneer ons die liefde van Jahwe deel, want liefde maak jou slim. Dit geld sommer vir opvoeding ook. As die slim kinders wil hy wees vir hulle lief. Liefde maak die hartjie slim. Dis wanneer jy vrees, wanneer die onderwyser sê 2 plus wat en dan skrik jy, dan is die lat al hier op jou en oor jou in die ou dae en dan slaan die brein toe. Maar liefde, waar daar geborgenheid is begrip. Ook as ons argumente met mekaar het in 'n verhouding, as ons op mekaar skree en skelm is skuldig en jy nêrens kom nie, waar daar liefde en geborgenheid is daar begrip. Gaan die verstand en die hart oop. Dis maar net op aardse vlak, hoeveel te meer, wanneer ons na Jahwe toe kom in liefde, dan leer ons hom ken. So baie hoor 'n mense wil boeke skryf oor Jahwe, maar hulle het nie verhouding met Jahwe nie. Hulle beskryf hom as hierdie God wat dit en dat doen, maar hulle het nie die liefde van Yeshua te ken, wat die kennis oortref, en dan sê hy so mooi, sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. Die verstand om die hemel, om die God van die hemel en aarde te kan leer ken. Nie ten volle als van hom weet nie, die teks is, daar die volheid in Yeshua, daar die vervultheid, dit wat Jahwe ons voorgeroep het. Dit is ons lewe. Dit is jou doelwit. Ons het gereeld te doen met begrafnisse, en dan vra jy jouself, is ek op 'n plek waar ek kan sê in my lewe, was dit my doelwit om die liefde van Yeshua te ken, wat gewone kennis oortref, boekekennis of wat se kennis. Ons is baie keer selfbewus, dan voel jy dom, want of jy's onervare, of jy's nie kundig nie, of jy's nie toebedeel met intellek nie, maar hy gee Jahwe vir elkeen van ons iets spesiaal wat op 'n ander vlak is, om hom te ken, om met hom 'n liefdesverhouding te hê met ook jou verstand wat hy vir jou gegee het. In Johannes 5 wil ek die woord verstand in Grieks is baie interessant. Dianoia kom 3 keer voor, 1 Johannes 5:20 waar ek hom gelees het. En die volgende plek is so mooi in Hebreërs 8 waar die nuwe verbond beskryf word. Kom ons blaai na Hebreërs 8 toe. Hebreërs 8. Wanneer Yeshua ons sonde wegneem, gee hy nie net vir ons 'n skoon gewete nie. Maar Hebreërs, en ek gaan dit net vinnig quoteer in hoofstuk 9 sê, hy gee vir ons 'n skoon gewete om die lewende God te dien. Hebreërs 9 vers 14.
En om hom te dien, sê Paulus in Efesiërs 5, moenie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Met ander woorde, wanneer Yeshua kom, is dit nie net, hy was ons skoon, sodat ons nie skuldig voel, dat ons nie hel toe gaan nie. Dit is, hy stel ons in 'n posisie dat ons met Jahwe in 'n verhouding kan wees, waar ons verstand betrokke is, om hom te ken en te wil ken, en begrip te hê. Sy geregtigheid, sy heiligheid. En die verstaan is nie die wetenskapsbeoefening wat ons op aarde ken, om die wetenskap van sekere goed te ken, om dit te kan manipuleer tot ons voordeel nie. Die begrip wat Jahwe vir ons gee om hom te ken, is om met hom gemeenskap te hê en aan sy beeld gelykvormig te word in Yeshua. Hebreërs 8, sê so mooi vers 8, want hy berisp hulle, en sê, dit is Jeremia 31 vers 31, kyk, daar spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem en om hulle uit Egipteland uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle veronagsaam, spreek Jahwe. Dit was Jesaja 6. Dit was al die profeseë teen Israel. Dit was die ou verbond. Maar in Yeshua, in die nuwe verbond, vers 10, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Jahwe. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Nou die res is net so belangrik, ek wil nie net stop omdat die ander nie belangrik is nie. Hy sê dit op hulle hart skrywe. Ons het net nou gesê, moenie die verstand net hierbo nie, dit is 'n totale begrip, dit is 'n liefdeskennis, dit is 'n verhoudingskennis, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken Jahwe nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. En ons het dit al baie verduidelik. Dit beteken jy sal die liefde van Jahwe eerstehands herken en erken en ken. Romeine 5, hy het sy liefde deur sy gees uitgestort. Die Heilige Gees is nie net vir sekere mense in die gemeente nie, hy is vir die volk gegee om hulle te leer van Jahwe se liefde geopenbaar in Yeshua. Die res gee hy vir ons deur die Heilige Gees leraars en gawes om mekaar te lei en te leer in die opgroei van die begrip van Jahwe. En dit is kostelik. Merk dit in jou Bybel as deel van die verbond, testament, erfenis. Dit is my erfporsie om voor Vader te kan staan en sê, Vader, baie dankie, dat U vir my hierdie verdorwe hart, hierdie sondige denke, hierdie negativiteit, ek sien alles altyd verkeerd. As ek pyn het of lyding het, dan sien ek my ongemak, ek sien skade, hierdie wiel wat pap is, hierdie bakkie wat weer gestamp is, ek sien net, hoe sien jy dit? Wat sien jy? Wanneer Yeshua vir ons oë oopmaak om die werke van God te aanskou, sien jy die wêreld uit 'n ander perspektief uit. Soos ons gisteroggend in die oggendstilte gesê het, selfs 'n kind wat blind gebore is. En die disippels het dit aanvanklik verkeerd gesien, want hulle sê, wie het gesondig, hy of sy ouers? Yeshua sê nie glad nie. Dit is dat die werke van God in hom geopenbaar is. Hoe sien jy die wêreld om jou? Hoe sien jy al die beproewinge? Yeshua het gekom om vir ons oë oop te maak. Wat so mooi is, ons het dit gesing 'n paar keer. Ons bid vir getrouheid, hy gee verstand en volharding. Een sinnetjie was verstand en volharding. So wanneer ons in Yeshua se lewe sien dat lyding is eers noodsaaklik en dan die verheerliking, dit noem ons die wysheid wat van bo is. 1 Korintiërs sê Paulus, die Grieke soek wysheid, en daar was baie aardse wysheid, Archimedes wysheid, Pythagoras wysheid, maar Yeshua se evangeliese wysheid is anderste, want dit is daardie swakheid en daardie uit die sterwende koringkorrel wat die lewe kom, dis die wysheid wat van bo is. En dit is hoekom Yeshua gekom het om ons verstand te gee, om vir ons te sê,
volg my, jy sal van my leer. Johannes, Matteus 11:28 sê so mooi, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. En die volgende woord is, leer van my. Leer van my. Die Seun van God het gekom, dat ons van hom iets kan leer, naamlik lyding en verheerliking, getrouheid, volharding, Jahwe se raadsplan. Dis kostelik. Ek het gesê, daar is 3 tekste waar die woord in staan van verstand, hierdie spesifieke Griekse ene, dit is 1 Johannes 5:20, ons teksgedeelte. Die tweede een was Hebreërs 8:10, waar dit in die nuwe verbond heel eers te staan, Jahwe sal sy wet, sy openbaring, sy lering in ons verstand inskrywe. Dis nie passief nie, hoor. Dis nie 'n breinoorplanting nie. Dis 'n verhouding deur sy gees wat hy jou om leer ken. Nou die derde plek is baie interessant. Petrus, 2 Petrus. Ons blaai na 2 Petrus toe. Ek wil nou so tongennetjies vra, het iemand van julle my al ooit iets gehoor herhaal? 10.000 keer. Ek is die enigste een nie. Almal wat van Petrus hou van herhaling. Petrus het ook agtergekom, maar hy skryf nou dieselfde dinge oor en daar's 'n spesifieke doel. In die tweede brief van Petrus, en ek wil net eers kom met hierdie uit hoofstuk 1 uit hierdie agtergrond, 2 Petrus 1:3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Wat het Jahwe ons alles gegee? Wat wil ons hê? Gemak, lekker lewe, voorspoedteologie. Al my finansiële probleme is uit die pad uit. Al my gesondheidsprobleme is uit die pad uit. Al my mislukte verhoudings is uit die pad uit. Nee, wat gee Jahwe ons wat tot die lewe en die godsvrug dien? Kyk na die komma, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Dit waarvoor die Seun van God gekom het. Kennis. Nie dit wat Adam en Eva valslik by die Satan as begeere gesien het, wat tot die dood toegeleid het nie. Hoor hoe mooi oorwin Joshua die werk van Satan. Hy bring die ware kennis, om die waaragtige te ken. Die vermoë om met Jahwe te mag binne die verbond te leer ken, gemeenskappe. En dan praat hy van die deelgenote van die goddelike natuur in vers 4. En hy praat van ons moet, vers 5, met alle ywer by die geloof voeg deug en kennis en selfbeheersing en lydsaamheid en godsvrug. En so is daar progressief deur die verstand wat ons Skepper meer en meer ken, begrip het, geestelik groei, sin maak in die lewe deur lyding, so groei ons in die liefde, word meer en meer, vers 7, broederliefde, naaste liefde. Nou kyk baie mooi in vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Heerser Yeshua Messia nie. Kennis van hom. Dit moet ons begeerte wees. Dit is werk van die Heilige Gees in die verbond. Ek wil hom ken. En ek kan hom ken, want hy het gekom dat ek hom kan ken, maar die vermaning vers 9, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind. Kyk nou hoe interessant is dit. Dadelik weer, jy sien nie. Jy sien nie. Blind. Kortsigtig. En hierdie reiniging vir die vorige sondes vergeet. Dis nie waar ons mag ooit onsself bevind nie. Ons word geroep om progressief, om te groei. Ons begin met die onvervalste melk, sê Petrus in sy vorige brief, verlang soos pasgebore babietjies na daardie verlang sterk na daardie onvervalste melk, maar groei op. En dit gaan saam met heiligmaking, selfbeheersing, godsvrug, liefde. Dis hoe jy weet, die kennis wat ek van hom leer, dra vrug. Ons titel vanoggend is om lief te hê met die verstand. Dit is daardie liefde, en ons sal sien in ons laaste vers, bewaar jouself van die afgode, wat lei tot heiligmaking.
So skryf Petrus, maak julle roeping vas, vers 10. Want as hulle dit doen, sal hulle nooit struikel nie. En dan baie interessant, vers 13. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering of herhaling op te wek. Nou, dit is koslik dat dit waarmee hy hulle heeltyd opwek, is hier die behoefte om Yeshua te ken. Herinnering, verdieping, begrip te hê. Nou sê hy net 'n bietjie verder, dit was hoofstuk 1, in hoofstuk 3, vers 1, 2 Petrus 3 vers 1, en dis nou hier die derde plek wat daai woord verstand voorkom. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe, en albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Nou is dit interessant hoe die Afrikaans dit 'n suiwere gesindheid noem. En sommige Engelse Bybels vertaal dit met genuine understanding. Die ou King James praat van 'n pure mind. So hier is net 'n gesindheid nie, dit is begrip. Dis waar hy selfe woord wat ons in Hebreërs 8 vers 10 gelees het, verstand. So hier het ons te doen met die aanmoediging vir die gemeente om geestelik te groei in heiligmaking, om Yeshua te ken, en deur herinnering, wat Petrus sê, hy ag dit is nie vir hom lastig nie, hy weet, dis wat die gemeente nodig het, want hulle moet kom, hulle moet groei, hulle moet verbreed in 'n suiwere verstaan, begrip. Want waar kom ons vandaan? Ons kom daar vandaan waar die verstand verdorwe was, waar die hart vervreemd was van die lewe van God. En wanneer Yeshua vir ons wedergeboorte skenk, dan ontvang ons die wete, ek weet dat ek sy kind is, maar die denke, sê Paulus in Romeine 12, moet vernuwe word. Kom ons lees dit gou-gou, Romeine 12. Want ons betrap onsself dat ons soveel keer vleeslik dink, verkeerd dink, blind, sonder insig. Romeine 12. Vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Ons nou weer gesels oor die woord offer. Dit is julle redelike godsdiens. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En dit is reeds in hierdie redelike godsdiens, dit is die basis van ons verhouding met Jahwe, dat ons hele wese aan hom gee. Die offer is daardie gemeenskap, daardie oorgawe. Dis waar 'n verstand betrokke is. 1 Korintiërs 10 wat oom Hendrik geopen het, sê Paulus, ek praat met soos verstandige mense. Mense wat moet begrip hê, waaroor gaan offers? Waaroor gaan, is ek besig om aan die duiwels te offer, of is ek besig om my lewe aan Jahwe toe te wy? En dit is hiervoor waar Yeshua ons verstand gegee het om te sien hoe hy sy lewe offer. Hoe hy daardie lyding, daardie gehoorsaamheid, dis hoe hy ons verstand gee. Dit maak sin dat ons alles moet op die altaar plaas. Dit maak die wedergeboorte, ek leef nie meer nie, sê Paulus. Dit wat ek nou leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En daardie oorgawe van Yeshua is wat ons harte oortuig van sy liefde, sodat ons, en dis waarmee ons afsluit, dan in die heiligmaking kan groei. 1 Johannes 5, my kinders, bewaar julle self van die afgode.
Geloofsekerheid, 1 Johannes 5 vers 21, my kinders. En ons het altyd dit vir mekaar gesê, dis binne hierdie verbondsliefde, dis binne hierdie identiteit wat hierdie harde woorde kom, hierdie duidelike woorde. Bewaar julleself van die afgode. Liefde wat begripvol, wat met die verstand, die begrip van Yeshua se sterfte en opstanding, die seun van die mens het gekom om ons verstand te gee. Waar kom ons vandaan? Wat is sonde? Wat is verdorwenheid van die hart? Wat is hierdie eie sinnigheid? Wat Israel voor Vader Jahwe geopenbaar het, Jahwe sê, smeer hulle oë toe, smeer hulle ore toe, laat hulle verwoes word. Yeshua kom en hy openbaar vir ons daaraan die vloekhout, met daardie spykers deur sy hande en die kroon op sy hoof. Wat beteken die oordeel van Jahwe? Wanneer ons verbondsmaal vier, dan moet ons dit met verstand doen. Doen dit tot my gedagtenis. Die hart en die verstand moet ingespan word om sê, maar hierdie is nie 'n klein offer nie. Hierdie is nie iets ligtelik nie. Hierdie is nie iets wat 'n mens uit gewoonte moet doen nie. Yeshua het gekom om vir ons verstand te gee, om te verstaan. Wat is werklik Jahwe se liefde om ons te red? Hy self. Onthou, die sonde verblind ons. As jy in die vlees wandel, dan moet jy nie verwag jy gaan geestelik groei nie. Wanneer ons in die verbond, en ek vat saam, as ons in die verbond sê, Vader, u woord sê, u gee vir ons in die nuwe verbond, boon behalwe vergifnis, u gee vir ons verstand om u te ken. Dis my pad, volgens Petrus, om daardie ware geloof, daardie suiwere gesindheid, daardie begrip toe te neem in die kennis van Yeshua, want hoe meer ek my verlosser ken, in daardie kennis geloofsgemeenskap, hoe meer word ek in staat gestel om hierdie volgende opdrag uit te voer. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Griekse woord, idols. Alles waarmee jy graag in hierdie wêreld wil assosieer wat heidens is, wat in die verdorwenheid van Efesiërs 4 is. Dis die afgode. Dis nie daai lelike Boeddha beeldjies alleen nie. Dis al hierdie goed in hierdie wêreld wat nie die beeld van Jahwe verteenwoordig nie, waar agter ons harte aan hardloop. Wanneer ons vas staan met geloofsversekerdheid, wanneer ons die liefde leer ken, 1 Johannes 4, ons het die liefde van wat God tot ons het, vers 16, leer ken en geglo. Daardie kennis van sy liefde word my krag, my toerusting, my wapenrusting, om nee te sê vir die afgode van hierdie wêreld. Ons wil baie keer eers 'n paar goed los om ons geloof te versterk, want nou presteer ek mos en Vader Jahwe kan bietjie vir my ook iets gee wat ek wil hê, want ek doen goed. Ek het dit nou oor vereenvoudig, maar dis hoe ons koppe werk, die vlees. Dis vanuit sy liefde wat ons leer ken en glo, wat ons die toerusting kry om my kinders, bewaar julleself van die afgode, te gaan uitvoer. En dit was Johannes se boodskap vir die gemeente, en ons dank Vader Jahwe dat dit vir ons ook relevant is, tot vandag toe. Beleef jou geloofsekerheid. En daar is baie indikatore, daar is baie dinge wat jy jouself op die skaal voor hom kan sê, Vader, my kennis van u is skraps. Ek lees nie baie Bybel nie, en ek het ook nie eintlik tyd wat ek stil word en verdiep of insink, of dit is maar boodskappe luister en Bybelstudies is vermoeiend, my gedagtes hardloop rond. Dis hoekom ons geloof baie keer nie seker is en vas is nie. Daar is in Jahwe se woord voeding. Daar is deur die Heilige Gees die verbond om hom te ken, om jou geloof so vas te maak, dat jy kan uitgaan en gaan lig wees, soos 1 Johannes vir ons geleer het. Ons moenie in die duisternis wandel en sê ons ken Jahwe nie, dan lieg ons. As jy hom ken, as die seun van God jou daai verstand gee om hom te ken, dan sal jou liefde by die lig wees, en nie by die duisternis nie. Mag Vader Jahwe vir ons genade gee om hierdie eenvoudige Afrikaans, hierdie eenvoudige sinne, dit is nie die lang sinne van Paulus en
in sy sendbrief. Dit is baie herhaling. Maar Jahwe gee vir ons in hierdie 5 hoofstukke iets baie spesiaal. Om te kan sê, Jahwe is werklik ons lig. Die lewe is geopenbaar en die lewe is in sy seun. En dat ons vanoggend vir mekaar kan sê, ons wil Jahwe lief hê, ook met ons verstand. Hart, siel, alles. Maar spesiaal vir ons kinders wat se tyd so beperk is met die massas inligting, met die skoolkurrikulums wat so vol is. Ons eerste prioriteit is om Jahwe te leer ken. Dit is die ewige lewe, sê Johannes 17 vers 3. Dat julle die enige gebore seun van God ken, dat julle Jahwe ken. Dit is ons voorreg, ook ons verantwoordelikheid. Kennis van hom bring verantwoordelikheid om die afgode te sien vir wie hulle is en Jahwe vir wie hy is. Kom ons staan en bid ons saam. Dankie ons Vader Jahwe vir die voorreg om nie net mens te wees nie, maar kinders te wees, wat die voorreg het om, ook in ons verstand, te kan ervaar hoe U self aan ons openbaar, hoe ons U kan leer ken, hoe ons die wêreld om ons kan sien, vir wat U wil hê ons dit moet sien, dat ons die woord kan lees met nuwe oë, met daardie warmte van die Gees, met daardie sekerheid wat Yeshua vir ons gebring het. Ons behoort aan U, ons is duur gekoop. Dis ons gebed vir ons gemeente, dat ons U ook hierin sal behaag, dat ons hierin sal groei, dat dit ons doelwit sal wees, om binne die verbond U te dien met ons verstand. Dankie daarvoor, dat ons vir U kan vra, wees die naprediker, maak ons verstand, ons gedagtes vrugbaar, soos Paulus bid, gee ons verligte oë van die verstand, dat ons die dieptes sal leer ken en die vastigheid van U koninkryk, die heerlikheid, U majesteit. Dankie daarvoor in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.